Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens van my Pastor Alta. Wat 'n voorreg om weer vir u te groet in daardie wonderlike geseënde naam. Ek is altyd weer dankbaar vir die Here en ek is bly vir sy neerbuigende goedheid. Dit maak ons groot. Ek is in ekstase as dit kom by iets wat ek vir die Here moet doen. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer en Meester, vanaand is ek weer bevoorreg om te vergader rondom u woord. Die opening daarvan gee lig en dit maak die eenvoudige verstandig. Seën my vanaand, Heilige Gees. Here, wil u atmosfeer skep en my lei deur u woord in Jesus se naam. Amen. Ek is dankbaar vir die Here, altyd deur, gedurig deur. Die Here is vir my goed. Maak nie saak waardeur ek oral gekom het nie, en waardeur ek gegaan het, deur al my stryde nie. God align me for my assignment. En ek is dankbaar vir die Here, vir die redding in die eerste plek van my kosbare siel. Ek is dankbaar vir die Here, vir die voorreg wat God my gee, om altyd deur iets vir die Here te doen. Weet jy, ek wil vanaand praat met mamas, met ons as ouers spesifiek, vir maans, maar paas kan ook hoor vanaand. Ek is mos nou 'n mamma, ek is 'n ouma van 6 kleinkinders. Wow, die ouderdom moet my kom inhaal ook, maar ek is dankbaar vir die Here. Die Here is vir my goed, maar ek is so bly om 'n ma te kan wees, want is iets dat ons in gemeen het as vroue, as ons se kinders. So vanaand wil ek vir u 'n vraag vra. Waaroor sing u? Waaroor dink u? En waaroor huil u? Ons as mans huil as ons bly is, ons as ma huil as ons selfs deur omstandighede gaan. Ons sal altyd trane gebruik om vir God 'n teken te gee. Nou leer die Bybel my dat trane is so heilig, dit val nie op die aarde nie, dit word in 'n kruik opgeneem en die engele bring dit voor God in gedagtenis om die trane wat jy stort as ouer vir God bekend te maak, wat dit beteken, waar gaan dit in die mamma se hart. Ek wil 'n skrif lees, vergewe vir my, ek hou van om te bly, ek preek mos nou gees soos hulle sê, ek dink Pastor Sean het die meeste blame daaraan, want ek het geleer om te preek en te hoor, wat sê die Here. Ek wil gou 'n skrif net by die hand kry, ek wil dit vir u lees, want ek het destyds gearbei en die persoon het vir my gesê, jy moet vir my wys waar staan dit, voor ek vir u gaan glo, nou laat ek maar vir u wys waar staan dit. Maandag was ek besig met 'n koffiebar, 'n projek. En dan wil ek besig is die middag met voorbereiding, toe gaan daar geweldige skote af van iemand wat skiet. Nou weet in ons townships gebeur daar baie dinge, geweld, 4 natuurlik die hoogste gety. En terwyl ek daar staan, toe kry ek 'n renons in die tipe dinge wat afspeel, is amper, ek tree nou toe tot die wêreld van geloof in die gees in, neem ek stand in, teenoor die gees, wat wil manifest, en dink hy gaan bly op aarde. Ek staan daar en ek sê vir die Here, genoeg is genoeg. En die volgende oggend, 5 uur is ek wakker, en die gees van die Here sê vir my, waar ek moet gaan bid. En met Psalm 10, die laaste vers, ek moet die hele vers gaan lees, is geweldig, die hele skrif moet jy gaan lees. Maar die laaste skrif, vers 18, geen mens uit die aarde sal langer voortgaan om skrik aan te jag nie. Oh my Lord Jesus. En ek besef, terwyl ek oorgaan na die geesteswêreld toe besef ek die tyd het aangebreek,
dat ons die beloftes van God in die atmosfeer moet sit. Dit wat jy bely, that what you confess, you possess. En ek maak weer my gebedsgroep oop, Mothers Who Care. En ek wil vir vroue vandag sê, die tyd het aangebreek, halleluja, dat ons nie ween soos iemand wat geen hoop het nie. Ons aanbid 'n lewendige God. Ons aanbid 'n God, halleluja, wat kan ingryp, wat dinge kan laat gebeur, wat die vyand bedoel het vir onreg, of dat ons kinders het die toekoms nie. Ons kan tussen beide tree en vir die en vir die vyand wys, halleluja, ek staan in die bresse vir my kind, halleluja, ek stry vir dit wat God aan my toevertrou het. En vanaand het ek 'n woord vir vroue vanaand, ek is 'n vroue prediker, maar God wil my genade gee vanaand, dat ek my betoon voor die TV, is die eerste dag toe Jesus opstaan, was Maria Magdalena, uit die vrou uit, het God 7 duiwels, dink ek, uitgedrywe. En hierdie vrou se lewe het radikaal verander. En sy gaan na die graf toe sy daar kom, toe dink sy sitenier, en sy vra vir hom, halleluja, sit en ween sy, en die Here vra vraag, en dit is die vraag wat God vandag vir u vra. Johannes 20 vers 13, vrou, waarom ween jy? Hierdie vrou het geween, want sy het vir God 'n teken gegee met haar trane. U het my laat hoop, terwyl u die evangelie van vrede verkondig het. Hier het u nou gesterf, halleluja, wat gaan word van my? Dit wat ek gehoop het op, halleluja, kan moontlik vir my in duie stort. En God wil vanaand vir iemand sê, wanneer jy ook huil, huil in die geloof, huil met styl, halleluja, huil nie soos iemand wat nie hoop het nie. Glo en sit jou vertrou in die Here, en God is bymagtig om vir jou iets te doen. Jesus kom en sy vra weer vir Jesus vra, vrou, waarom ween jy, vir wie soek jy? En sy antwoord, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my wat u hom neergelê, en ek sal hom wegneem. En hy sê vir haar Maria, en sy draai om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. En hoor wat sê hy vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar gaan na my broers, en sê vir hulle, ek vaar op na my vader, en julle vader, my God en julle God, halleluja. Hierdie vrou het die geleentheid gekry, om die God van die hemele te het as vader, God van alle ontferming, want in alle omstandighede, gee God vir ons uitkomste. En die Here wil vanaand vir moeders sê, moenie ween soos iemand wat nie hoop het nie. Glo en vertrou vir die Here, dat die Here kan jou kind van gedagte verander, en daarom moet jy opgaan na die huis van die Here. Die Bybel leer my, wanneer jy opgaan na die huis van die Here, God se gedagtes, sy raad is die gedagtes van sy hart. So wanneer God in sy huis doen hy hartsake, halleluja, hy gaan en hy stuur sy woord uit, omdat hy weet die pyn, die seer, wat jou kind jou aangedoen het 'n effek op jou besluitnemings, op jou sig, en daarom moet jy seker maak, jy het 'n verhouding met die Here, dat jy jou kind by die voete van die Here kan neersit, en vir die Here sê, Here, hier is Sean, hier is Shaddai, liewe Here, ek bring my kind na u toe, liewe Here, dat u iets vir my moet doen, wat ontbreek by my geloof, halleluja, kan u aanval, u kan seker maak, dat u my redding van my kind se siel ook bewerkstellig. Hierdie vrou van die Bybel was geweldige vroue, hulle trane gebruik as middel om te kommunikeer met die Here, om vir God te sê wat hulle makeer. Die Bybel sê, Maria kom by die huis van die Fariseer, toe sy verneem met Jesus gaan daar thuis, halleluja, sy was 'n sondige persoon, ons sal sê, 'n oreerder, halleluja, iemand wat haar liggaam gebruik het, en vir seks, halleluja, maar sy kom by die huis, en sy gebruik trane, om vir die Here te sê, want sy kon nie vir die Here begin, met haar storie, liewe Here, hoe het ek gekom, dat ek my lewe weggooi, soos niks nie, Here?
Maar sy gebruik trane om met God te kommunikeer, want sy kan nie haar emosies verwoord het nie, maar al wat sy vir die Here gesê het, ek wil stop, uit my eie uit kan ek nie stop in my leefstyl wat ek het nie, maar ek het hulp nodig en ek glo, halleluja, U kan my hulp gee, waar ek kan rus, waar ek tot myself kan kom en myself ontdek, en sy gebruik trane om met God te kommunikeer. Wat gebruik jy, halleluja, om vir God te wys in jou kommunikasie na die Here toe? Ek het hulp nodig, ek het ondersteuning nodig. Wil die Here vanaand vir vroue sê, gebruik trane as 'n middel om met God te kommunikeer, want trane is heilig, is 'n teken soms van onuitspreeklike berou wat jy het vir die daad of die sonde wat jy gedoen het aan jouself. Maria gebruik trane, wat gebruik U vanaand? Halleluja, om vir God te sê, Here, help my, ek kan myself nie help nie. En hulle gebruik trane om met God te kommunikeer, en ek dink is geweldig vir die wyse hoe jy met God kan kommunikeer, en hy verstaan die taal, halleluja, wat jy spreek tot sy gees. Wonderlik. Daar was 'n weduwee wie se seun gesterf het, haar enigste seun. En die Bybel sê, die roubeklaars het voortyd geloop, hulle was op pad na die graf toe. En hierdie mevrou het geweldig gehuil, en haar traan het sy gekommunikeer, en Jesus was daar, en het die baar van die dooie aangeraak. Haar traan het vir die Here gesê, wie gaan nou vir my sorg? My enigste seun het na my gekyk, halleluja, ek weet hoe ek my weg ver vorentoe gaan maak nie, en die Here stop die baar, raak die baar aan van die dooie, en die Here gee die seun weer terug aan die weduwee. Wat doen jy? Wat 'n handelingsproses sit jy aan die gang? Om vir God te sê, ek het hulp nodig, liewe Here, kom staan by my stil, doen vir my ook iets in my omstandigheid, in my stryd waarin ek is. Ons kan trane gebruik om met God te kommunikeer, en die Here wil vanaand vir mama sê, gebruik trane, halleluja, trane van geloof. Nie soos iemand wat die hoop het nie, dit maak nie saak waar jou kind is nie, God is bymagtig om deure oop te maak, want hy spesialiseer daarin. Wanneer jy jou kind toevertrou aan die Here, is God bymagtig, halleluja, want jy sê vir die Here, U het die werk begin, liewe Here, U is die pottebakker, my kind is die klei, ek gee die werk van die hande aan U toe, want as 'n woord in God se woord wat sê, vertrou die werk van my hande, vertrou dit weer terug aan my, en baie keer moet jy dit teruggee vir die Here, en vir God sê, ek sit my kind weer in die hand, liewe Here, voeg al weg, liewe Here, wat nie meer moet hoort in sy lewe nie, en add by, liewe Here, wat sy lewe radikaal kan verander. Onse God is almagtig, en hy kan dit vir ons doen. En die Here wil vanaand vir mama sê, gebruik jou trane, halleluja, as 'n middel om met my te kan kommunikeer, en dinge kan vir jou gebeur. God is almagtig. Ek kon nou jare terug, halleluja, ek kom uit 'n huis uit, waar my pa geweldig vir ons geabuse het in verskillende vorm, spesiaal my ma. En nadat ek my broer gehet, hy is vandag oorlede, hy was ook die een wat my pa doodgemaak het. En ek kon nou een aand, toe moet sy buitekant sit, by die gallyblik, soos ons sê, des jare. En my ma kon nie eens vir hom 'n truitjie gee nie, ek kon hou, terwyl ek deur die venster gekyk het, kon ek gehoor het, hoe huil, hulle sê, die wind wat waai, hoe huil die wind wat waai om my hoek, en hoe koud kry my broer, ek sien nou nog hoe sit hy. Maar nie een van ons kon vir hom hulp aanbied, om vir hom te help nie, totdat my pa gaan slaap het, kan my ma die venster opgemaak het, en hy onder die bed gaan slaap. En weet nie, jare het verby gegaan, en hy het seker nou my hart opgebou teenoor my pa, vir die manier hoe my pa hom laat voel het. My man sê altyd, is nooit wat jy vir iemand sê nie, my vrou, is hoe jy iemand laat voel, wat vir iemand 'n daad kan laat doen, aan 'n volgende persoon, is hoe jy iemand laat voel. Hy is God nie waardig nie. En weet jy, die Saterdagmiddag, jare daarna, gaan ek in Pastor Sean uit, en die Saterdagmiddag, terwyl ek by my
skoonmense se huis is, agterna het ek getrou, toe kom die vrou in die pad met my ma, om vir my te sê dat my broer het my pa doodgemaak. Mense, dit was 'n ander dag. Ek nou die Dinsdag 37 jaar gelede, was ek by ons kerk om vir die predikant te vertel, vir Vader, waardeur ons gaan, ons omstandighede, ons huis opset, ek kan nie meer so lewe nie, want die drukking is te groot, want ons persoonlikhede het almal verander daardeur, en ons kan nie langer voortlewe nie, en hy het beloof, hy gaan die donderdag kom, en hy het nie gekom, en die Saterdag gebeur die daad, nou kan die ding waar het Vader my ook gelaat. Maar weet jy, wat was die seerste? Terwyl ek in die kar klim, toe sit in my maat nie gehuil nie, vir alles wat my pa nou aan my ma gedoen het sy daai dag geween, en met God gekommunikeer, rondom waar sy haar bevind het. Hy het homself, nadat hy my pa doodgesteek het, iemand het hom geslaan met 'n kurk oor sy kop, toe ons sê, hy het van sy varkies verloor, en voordat hy my pa doodgemaak het, was hy by die hospitaal met my ma vir behandeling, toe sê hy vir my ma, mama, ek het hierdie man doodgemaak, en my ma sê, jy het hierdie man doodgemaak, en hy hardloop weg, en hy gaan doen nie dat, sy eie pa. En ek sit agter in die kar, en die ween van my ma maak my absoluut, ek kon nie verwerk tot vandag toe, hoe het dit gebeur? Hy steek homself, dink ek, 5 gate en hy mis sy hart met 'n inch. En ek kom by die hospitaal en die ambulance man sê, oor kan ons gebly, en hy sê altyd, jou pa's klaar dood, in die ambulance, die bloed wat daar lê is jou broer se bloed, want hy het homself gesteek. En ek stap in die hospitaal in, saam met my ma. Jare daarna toe, ek tot die Here kom, en ek vra vir die Here, hoekom het my ma so geween? En die woord van die Here kom tot by my, Psalm 139, waar God ken jou gedagtes van ver, daar is 'n woord op jou tong nie, en die Here ken dit geheel en al, en die Here sê, jou maat met my gekommunikeer, en vir my gesê, Here, hy het my man doodgemaak, ek voel dit, maar is ook my kind, gee net vir my die krag, halleluja, vir die eerste keer, het my ma geleentheid gekry, om haar te ontferm oor my broer, en sy gryp haar geleentheid aan, as ma, halleluja, om haar kind teen haar bors te druk, want as dieselfde kind wat God moontlik gemaak het, om vir hy kind, dat hy kind teen haar bors lê, vir die eerste keer kry sy die geleentheid, om 'n beskermingsmiddel vir hom te bied, om net daar vir hom te wees. So groot is die Here. Hy is die God van geleenthede. Hy is die God wat jou gedagtes ken. Hy is die God wat elke pyn, seer, teleurstelling wat jy het, die Here kyk binne in hy pyn of seer, en hy kan 'n antwoord gee, en hy het middele om dit te stil, halleluja, hy sê, kom na my toe, die wat vermoeid en belas is, en ek gee rus. Bekommernisse, pyn, seer is die enigste las wat mense dra, wat God nie vir hulle gegee het nie. Hy sê, kom na my toe, en die Here laat toe dat my ma 'n middel gebruik, deur om met God te kommunikeer, halleluja, en vir die Here te vra, om vir haar uitkomste te gee, vir haar pyn wat sy het vir 'n moment, om net in time te kom, om my broer te ondersteun, en ek dink is geweldig. Wat sê die Here vanaand? Die Here is almagtig, en die Here is gedig, en hy verstaan elke pyn, mama, waardeur ons soms gaan as ouers. Al wat God wil hê, kom na my toe, verbind dit met my, ek is almagtig, ek is gedig, ek is waaragtig, ek het hulp wat ek vir jou kan aanbied, ek het 'n skure vol, voorberei vir jou van die grondlegging van die wêreld af, wil ek jou met eer en heerlikheid beklee, wil ek hê, jy moet weer lag, wil ek hê, jy moet weer kan sing, halleluja, dat blydskap weer jou gees binnekom, meer positiwiteit as negativiteit, ons lewe in 'n tydvlak waar alles negatief is,
waar het vir ons oorskynlik lyk, daar kan niks meer gebeur nie, wil die Here vanaand vir Suid-Afrika sê, ek is in beheer, halleluja, as ons die aangesig van die Here soek, en vir ons verootmoedig voor die Here, en ons gebruik trane, halleluja, om vir die Here te sê, ek het berou wat ek aan my naaste gedoen het, halleluja, hoe ek iemand laat voel het, waar ek iemand gelaat het in die lewe, is God almagtig vanaand, om ons op te kan wek, en deure oop te maak, halleluja, dat die seën van die Here weer kan vloei, in ons land, oor ons dorpe, in ons lewe, sodat ons weer liefde kan beoefen, en ook die liefde van God deel agter kan raak. So groot is die Here. God gebruik trane as middel om by ons uit te kom. En vanaand is ek dankbaar vir die Here, dat die Here geweldig is, gedig is en groot is. Ek kon nou weer terug in my eie verhaal, ons is mos getuienisdraers vir die wêreld. En my pa sterwe, en ek het nou iets aan met die Here rondom my ma, wat nie gered is nie, en my ma kry vir 'n tyd lang kanker, en ek sê vir die Here, u moenie vir my sê, dat u ouers vir my laat verwek, by ouers, liewe Here, en hulle is nie verbind met u nie, ek sal dit nie kan glo nie, liewe Here, u moet my die teendeel bewys. En ek gaan sien een van my grootsusters by die kerk, en ek sê vir haar, ek is ongelukkig, halleluja, oor die Here, want my ma is nie gered nie, maar sy sê vir my die dag iets, sy sê, altyd, hoe oud is jou ma? Ek denk, die was my ma 62 jaar oud, of 63, sy sê, God het jou ma 62 jaar gegee, om die aangesig van die Here te kan soek. En ek kan nou die aan, toe stap ek vanaf weg en ek gaan bid, en die Here maak die woord vir my oop, wat ek doen is wel gedaan, halleluja, jou ma gaan sterf. Maar weet jy wat doen die Here? Elke dag as ek gebid het vir my ma, saans ek in die bad, dan gebruik ek trane as middel om met God te kommunikeer, om vir die Here te sê, liewe Here, maak 'n weg vir my ma, halleluja, dat sy ook by u kan uitkom. En weet jy wat doen die Here voor my ma sterf, kry ons Amerikaners by die kerk, en hy preek 'n woord, en voor daai het iemand gesê, my ma gaan sterwe, dis waar het ingekom het, en toe begin ek bou ek 'n verhouding op met die Here, rondom 'n prayer life, wat ek uitsit vir my ma, altyd gedierig deur, dat die Here my ma nie moet vergeet nie. En weet jy, daai aan toe preek hy 'n woord, en hy sê, God het die tyd van onkunde oorgesien, en 'n bepaalde tyd, wanneer die wêreld in geregtigheid gaan oordeel, maar jy kan vanaand instaan vir iemand, en ek gaan staan voor, en ek sê vir die paaste, dink aan my paaste, ek staan vanaand in vir my ma, wat kanker het, dat die Here my ma nie moet vergeet nie, en God het die trane gesien van my hart, en die betekenis daarvan, en die Here beskik het voor my ma se dood, dat sy by die Here uitkom, en vanaand is ek dankbaar, en ek is bly vir die Here, vir die manier hoe God gebruik het vir ons, somtyds al lyk het, jy gebruik trane, en mense dink, ag, jy is nutteloos vandag, jy huil vandag, moet nie glo nie, ons huil in styl, en ons huil in die geloof, sodat ons die aangesig van die Here op ons lewe kry, sodat die Here kan aanskou, die harte deursoek, halleluja, om te verstaan die taal van my trane. Wil God vanaand vir iemand sê, die Here is almagtig, mama, vir my seun wat jy het, wat nou 'n rebel is, halleluja, om dinge te laat gebeur vir hom. Die Here is bemagtig om die man, wat nie jou waarde sien nie, gebruik trane as middel, sodat hy van gedagte kan verander. God is almagtig, en hy is gedig, en die Here kan vir ons alles doen. Hy wil 3 mense se verhale nog verder skilder. Paulus kom, en hy vervolg Christene, en op sy pad van Damaskus maak hy ontmoeting met die Here. En die Bybel sê, God vra vir hom om Christene te vervolg en dood te maak. En die Here sê vir hom, Saul, waarom vervolg jy my? En hy vra vir die Here, wie is u dat ek u moet vrees? En die Here groot lig van die hemel af bestraal hom, en vir 3 dae was hy blind. Halleluja, die Here gee vir hom 'n moment om uit tyd uit te kom,
om in die verborge te draai, waar hy nou alleen is voor die Here, om met God te kan praat oor dit wat hy gedoen het. Hy het die vermoording van Stefanus goedgekeur, en hy is nog op pad om Christene te vermoor en uit te delg wat op die weg is. En Paulus kry die geleentheid, 3 dae kry die geleentheid om in die wêreld te dwaal van die verborge, waar God dwaal, kry die geleentheid om sy lewe en sy hart voor die Here uit te stort, om vir die Here te vra, 'n geleentheid in tyd om diensbaar te wees vir die Here. So groot is die Here, daar is niks wat God nie vir ons kan doen nie, en ons kan trane gebruik, die verlore seun, halleluja, het sy pa dood gesien, maar God beskik het, toe sy pa begin te bid vir hom, beskik die Here dit, halleluja, dat sy pa vir hom bid. En weet jy wat? Die Here orchestreer het dat daar 'n hongersnood kom, en hy gaan sit by die varkbak, en hy kry geleentheid nou, halleluja, om terug te dink na sy lewe. Het jy al gedink al, terwyl hy gesit het, hoeveel keer het die trane gerol oor sy wange, terwyl hy terugkyk uit die huis waaruit hy kom, die wyse hoe hy die wet oortree, die Bybel leer my, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng word. Hy was disrespectful deur om vir sy pa te vra, dat sy, dit wat hy moet kry as sy pa dood is, sy erfdeel, wou hy gehet het in die tydvlak, terwyl hy nog jonk is, want hy sy erfdeel gehet het, en in die proses het hy sy pa dood gesien. So hy was disrespectful teenoor die wet van God en teenoor sy pa. En nou kan u terugdink terwyl hy daar sit en hy kry geleentheid terwyl hy niks meer het om homself te verkoop en te geniet meer. Terwyl alles van hom af weg is, die geld, alles vriende, kry hy die geleentheid waar hy by homself kom en terugdink aan die dade en dit wat hy nou aan homself gedoen het. En hy gebruik trane, halleluja, om vir God te sê, Here vergewe vir my, maar as jy my geleentheid gee, liewe Here, sal ek graag wil teruggaan, om te gaan regmaak, waar ek verkeerd is. Is daar trane in jou lewe, waar jy kan teruggaan na mama, papa toe, om verskoning te vra vir jou dade? Wil die Here sê vanaand aan ons kinders, gebruik trane as middel, kry berou, dink aan jou dade, sodat jy by jouself kan kom, halleluja, sodat jou hart kan ondersoek word, sodat jy kan gaan regmaak. Vrou, waarom ween jy? En God weet nie daarvan nie. Wil die Here vanaand sê vir ons, as kinders en as ouers, kom ons ween nie soos iemand wat die hoop het nie. Kom ons ween met styl, met geloof, halleluja, om vir God te kry aan ons kant, dat die Here vir ons moet stry. Wil die Here vanaand ook vir kinders sê, God is almagtig om vir jou te vergewe. Wanneer jy voor God staan, sien God jou ouers as 'n reeks vorentoe. As jy berou het, halleluja, gee God aan jou die geleentheid, waar hy sy woord gebruik om jou te reinig, halleluja, van dooie werke, kry jy die geleentheid, hoe dikwels jy onder die woord sit, word jy gereinig deur die woord, so groot is die Here, maar is jy in die plek van reiniging, halleluja, sodat God natuurlik kan bewerkstellig, om jou te oortuig van jou sonde en jou ongeregtigheid. Die huis van die Here is 'n besonderse plek, is die plek van geleenthede, halleluja, waar ek en u seker moet maak en moeite moet maak, dat ek meld aan daar ook vir diens. Dat ek weer diensbaar kan wees vir God, vir geregtigheid, waar ek diensbaar gewees het vir die verkeerde. Toe Paulus sy geleentheid kry, toe sê die Here, hier's vir my 'n uitverkore werktuig, wat my naam voor nasies gaan dra. Paulus, na sy trane, het hy sy geleentheid gekry. Wil God vanaand vir iemand sê, die koninkryk van God in hierdie wêreld is 'n klomp geleenthede, maar sien jy my raak? Sien jy my raak met alles wat jy doen? Wil die Here vanaand vir ons sê in Suid-Afrika deur hierdie verhaal, dit was by die opstanding, die begin van 'n nuwe era in die disippels se lewe, halleluja, wat God vir hulle gegee het, hulle geesteswêreld voorberei het, volwasse Christene geword het vir hulle aangebreek. Wil die Here vanaand vir iemand sê, mama, dit kan ook vir jou huis wees, waar daar trane gewees het, kan God blydskap gee,
Halleluja, waar jy in haat gelewe het, kan God weer liefde gee. Wil die Here vanaand vir iemand sê, our God is able. En wil die Here vanaand vir Suid-Afrika sê, kom ons kom op die plek, en ek glo, al die trane wat geval het, in kruike, en die engele wat het opgeneem het, in 'n kom voor God, het by God in gedagtenis gekom. En wanneer het by God in gedagtenis kom, is die Here by magtig, om sy arm aan ons te openbaar, is die Here by magtig, halleluja, om vir ons wonderwerke, wat het lyk, niks gaan gebeur nie, our God is able to turn your mess into a message. God is by magtig, halleluja, ons kan vandag niemand wees nie, maar God is by magtig, om van 'n niks iets te maak, dit hang af, in wie se hand jy dit sit. Wil die Here vanaand, vir Suid-Afrika sê, kom ons kom op die plek, halleluja, wat ons die wil doen van die Here, waar ons kom, en ons versterk met die innerlike mens, waar ons trane gaan afdroog, en vir die Here sê, halleluja, ek het gekom op die plek, waar U my geween in gelag moet verander. God wil vanaand vir 'n huisgesin sê, wat vanaand dalk luister, mama, die Here gaan U huis radikaal verander. Daar waar U vanaand sit en is moedeloos, die Here gaan nuwe dinge vir U huis bewerkstellig. Ek het by die einde gekom. En die Here is groot, hy is gedig, en hy is almagtig. God gaan veranderinge stuur, winde van verandering, vir Suid-Afrika ook vanaand. Wil die Here vanaand vir iemand sê, kom ons bid saam. Voeg jouself tot saam met in die gebed, dat die Here U lot verander. Vader van ons liewe Jesus Christus, wil U vanaand die trane opdroog, Here. Wil U vanaand, liewe Here, blydskap gee, die koninkryk van God nabybring oor Suid-Afrika, in elke huis vanaand, mamas se lewens radikaal verander. Seën ons, selfs ons kinders, liewe Here, in Jesus se naam, met baie danksegging. Amen. Ek het by die einde gekom. Ek groet die paste Alta tot 'n volgende keer. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak, dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.